Goeiemôre. Jy luister na die 91ste oordeenking in die reeks Kopskuif. En die tema vanoggend is vlakke van morele ontwikkeling. Wat my nog altyd opgeval het, is die morele aard van die mens. Ons kapasiteit om barmhartigheid te toon en tegelijkertyd ons vermoë om die onbegrensde wreedheid aan ander en aan die skepping te kan doen. Lawrence Koolberg was 'n Amerikaanse sielkundige wat bekendheid verwerf het vir sy teorie oor morele ontwikkeling. Hoewel daar in latere jare kritiek gerig is teen sy teorie, het ek van my studente dae af geloof in die basiese korrektheid daarvan. Hoewel dit meer gekompliseerd is as wat ek dit hier gaan aanbied, is dit vir my die essensie van wat ek in die samelewing waarneem. Hoewel Koolberg dit gekoppel het aan die ontwikkelingsstadia van kinders, het hy ook duidelik gestel dat volwassenes self by 'n bepaalde vlak kan vassteek en nie verder ontwikkel nie. Latere kritici het gesê dat daar selfs 'n terugskuif kan wees na vroeëre vlakke, al het iemand op 'n stadium die derde en hoogste vlak van morele ontwikkeling bereik. Kom ons luister na die verskillende vlakke van morele ontwikkeling. En ons dink aan hoe dit ons visie kan verbreed op die vorming van gewoontes. Vir diegene wat dalk self die boek Atomic Habits lees, dit wat ek vanoggend aanbied, staan nie in die boek self nie. Die eerste vlak van morele ontwikkeling geskied wanneer 'n kind of enigiemand anders iets doen of iets nie doen nie uit vrees vir straf. 'n Kind tel sy klere op omdat hy bang is vir straf. Leer hard omdat hy bang is hy kry raas. Of hy's bang hy moet die verleentheid beleef om 'n vak te pluk. Iemand ry versigtig omdat hulle bang is vir 'n boete. Doen hulle werk omdat hulle nie afgedank wil word nie. Verwant hieraan is die motivering om iets te doen of nie te doen nie uit afwagting van 'n beloning. 'n Kind leer hard want hulle gaan 'n fiets kry. Tel hulle klere op want hulle gaan Vrydag roomys kry. Volwassenes werk hard om 'n bonus te ontvang. Ry versigtig om Discovery punte op te stapel. Beide hierdie strategieë is selfgerig en selfdienend. Dis nie op sigself noodwendig sleg of verkeerd nie. Dit kan, inteendeel, 'n baie sterk motiveerder wees om 'n sekere reël te gehoorsaam of 'n sekere gewoonte te begin. Die tweede vlak van morele ontwikkeling geskied wanneer mense die reëls of waardes begin internaliseer en hulle morele oordeele baseer op die verwagtinge van die gemeenskap. In hierdie fase kom hulle agter dat dit goed is vir verhoudings, dat hulle aanvaarbaar is in die samelewing. Hulle ervaar 'n wederkerigheid van ander mense af as hulle die regte dinge doen. Hulle optrede word beloon deur vriendskap en aanvaarding of gestraf deur verwerping of afsydigheid. Nou doen hulle mee aan die behoud van sosiale orde en standaarde en raak selfs ontsteld wanneer almal nie hieraan voldoen nie. 'n Sosiale kontrak het ontstaan waarby almal, of ten minste die meeste mense, by inval. Die derde en hoogste fase van morele ontwikkeling bepaal dat 'n persoon sodanig 'n eties-morele lewe lei dat dit hulle eie identiteit vorm. In die afwesigheid van straf of beloning, sal hulle steeds hierdie etiese standaarde handhaaf. Hulle aanvaar dat hierdie beginsels universeel waar is, vir alle tye behoort dit vir mense te geld, en probeer om die regte van individue te balanseer met die regte van 'n gemeenskap. Om die waarheid te sê, mense is selfs bereid om teen sosiale norme op te staan, 'n sosiale kontrak te verbreek waarvan hulle oortuig is, wesenlik in konflik is teen hulle beginsels. Hulle sal opstaan teen wette van 'n land en ongehoorsaam wees daaraan, om volgens hulle gewete op te tree. Met ander woorde, jy bly by jou etiese waardes, al moet jy selfs daarvoor ly of die hoogste prys betaal. Dink net hoe hierdie agtergrond, die verskillende stadia van morele ontwikkeling, ons help om te sien waar ons gewoontes gesetel is. Kom ons dink terug aan die begin van 'n gewoonte wat vandag byna vanselfsprekend is.
naamlik die dra van 'n veiligheidsgordel. Nou keer ek terug na wat James Clear in sy boek skryf. Dit klink byna nie reg nie, maar die eerste veiligheidsgordelwetgewing is op die 1 Desember 1984 in die stad New York geïmplementeer. Op daardie stadium het slegs 14% van mense in die VSA gordels gedra. Nadat dit as wetgewing geproklameer is, het dit binne 5 jaar opgeskuif na 50% toe. En teen 2016 het 88% van mense in die VSA veiligheidsgordels gedra. Die rede hiervoor is dat die wetgewing bygedra het om 'n sosiale kontrak aan te gaan. Ek het eintlik so 'n bietjie gelag toe ek dit lees, want ek dink terug aan hier in die vroeë 80's toe ek 'n klein seentjie was. Dan ry ons in die kar en skielik skree my ma of my sussie of my pa, maak gou vas julle gordels, die speedkops hier voor. Skarrel ons uit vrees vir 'n boete en die verleentheid daarmee saam. Een episode wat ek baie goed onthou, is dat ek in ons kar, wat 'n stoeltjie gehad het tussen die voorste sitplekke, so gesit het met my hande so om die kopstukke. In die volgende oomblik het my ma gesê, hier is verkeerspolisie voor, en ek het sommer so agteroor geval. En die volgende oomblik toe haak my heupe in die stoel vas, of tussen die twee stoele, met my beentjies wat teen die dak vaskop. My ma het so gelag, want toe ons verby die verkeerspolisie ry, het hulle met die frons op hulle gesigte gestaan, wat nie baie gou uitgestryk kon word nie, oor hierdie verskynsel van voete wat teen die dak vaskop. My ma het so gelag daarna, dat ons 'n entjie daarvandaan van die pad af moes trek, om net eers te herstel, sodat ons verder kon ry. In die begin het ons net ons gordels aangesit, omdat ons bang was vir 'n boete. Maar toe daar advertensies op TV verskyn, wat gewys het wat die impak daarvan is, wanneer ons nie gordels dra nie. En toe het ons begin gordels dra, omdat ons besef het, dit is die regte ding om te doen. Selfs in die afwesigheid van straf en boetes, ja ook die afwesigheid van belonings of bonusse, dra die meeste van ons vandag veiligheidsgordels. Om die waarheid te sê, as ek in die stad ry en ek sien 'n kind op die agtersitplek staan, of tussen die sitplekke sit, maak dit my woedend kwaad. Want ek voel, daar's 'n sosiale kontrak, dat ons almal verantwoordelik is vir kinders se veiligheid. En ons weet wat gebeur as iemand skielik remtrap, of erger nog, in 'n voertuig vasry, met daardie kind wat deur die vooruit trek. Dus, wanneer ons dink aan ons gewoontes, behoort ons mooi te dink waar hierdie gewoontes gesetel is. Om gesond te eet mag dalk begin met die vrees vir dieetverwante siektes, hartaanvalle, diabetes en dies meer. Julle sal onthou, toe ons geluister het na die navorsing van Dr. Etienne van der Walt in episode 44, watter enorme impak 'n gesonde dieet het op optimale breinfunksionering en die langtermyn negatiewe gevolge van 'n ongesonde dieet, byvoorbeeld beroertes in ons latere lewe. Maar die probleem met vrees vir konsekwensies, en dit het ons in episode 87 gesien, is dat latere konsekwensies, uitgestelde straf, nie so effektief dien as afskrikmiddel nie. Ons verkies dikwels onmiddellike bevrediging bo langtermyn gevolge. Dus, nuwe gewoontes behoort in die derde en hoogste vlak van morele besluite te lê, naamlik, dit is die regte ding om te doen. Ek doen dit, want dit is wie ek is. Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. Barmhartige Vader, ek dank U dat daar in U hart soveel omgee is, en dat daar ook vir my ruimte is. Ek erken dat ek nie voor U sou kon kom, as U nie barmhartig was nie. Daar is net soveel dinge in wat ek sê en doen en dink, wat nie met U Vaderhart inpas nie. En daarby weerspieël ek so min barmhartigheid. My woorde is kortaf en bitsig. My aanraking is so liefdeloos. My kontak met baie mense so afsydig. Die laagie liefde in my lewe so dun. Ag Here, as ek maar meer kon vergewe, meer die goeie in ander kon raak sien, meer ruimte vir hulle en hulle standpunte kon maak,
meer van die beeld van u seun vertoon. As ek nie so voortvarend was, so vol van myself en my eie idees, so daarop reken om myself te laat geld nie. Daarom dank ek u, Here Jesus, dat u aan die kruis ook met al my stikkendheid 'n plan gemaak het. Dankie dat ek uit u vergifnis mag leef. Werk deur die Gees in my hart en oë en stem en denke, dat ek meer en meer barmhartig sal wees, al hoe meer sal omgee vir die wat oor my pad kom. Help my dat die stukkie van die aarde waarop ek lewe, vir mense 'n beter plek sal wees, omdat ek u barmhartigheid uitleef, en hulle deur my sal beleef, dat u 'n goeie Vader in die hemel is, wat omgee. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.